Ok, eerstens, baie dankie vir die positiewe terugvoer op die video's. Ek is baie bly julle like dit. As daar iets spesifiek is wat jy mee sukkel of geweldig moeilik vind, stuur asseblief vir my 'n comment of stuur vir my 'n e-pos met die vraag of byvoorbeeld van jou huiswerk vrae wat ook al jy mee gesukkel het, en dan sal ek kyk of ek daarby kan uitkom. Versprei die woord onder julle vriende en dan sal ek aanhou video's maak. So julle het gevra ek moet meer voorbeelde doen oor die IUPAC naamgewing. So ek gaan nou vandag vir julle kyk na IUPAC na die struktuurformule. So ons gaan begin met die naam en dan van daar af gaan ons die struktuurformule probeer skets. Ok, so die eerste een wat ek gaan doen is 2-butane. Nou hoe ek so 'n naam benader is basically van agter af. Jy begin altyd agter en dan werk jy vorentoe stukkie vir stukkie vir stukkie en dan sê jy net wat is dit als wat eintlik voorkom. So as ons daarso gaan agter begin, 1 sê vir jou dis 'n alkyn, so dis 'n trippelbinding, reg? But sê vir jou daar gaan 4 koolstowwe wees en 2 sê vir jou waar daai trippelbinding dan nou eintlik gaan wees. So die basisketting het 4 koolstowwe, so ek gaan dit eers skets 1 2 3 4 en dan gaan ek op die tweede koolstof my trippelbinding sit. So daarso het ons dan ons trippelbinding en dis al wat daar genoem is, so dan van hier af moet ek nou net my haas gaan volmaak. So daar's 4, daai koolstof het 4 armpies, daai het 4 armpies en daai het 4 armpies en dan gee ek net vir hom al sy haas. Ok, dan gaan ons kyk na metielpropeen. So weer eens, ons begin agter. 1 sê vir jou, dis 'n dubbelbinding agter. Prop sê vir jou, dit gaan 3 koolstowwe wees. En wat is 'n metiel? Onthou, dis een van daai alkiel takkies wat bygekom het, né? 'n metiel takkie is 'n CH3. So ons gaan begin by ons 3 koolstowwe. So ek skets 'n basisketting met 3 koolstowwe en hy het 'n dubbelbinding. Maar hulle sê nie waar die dubbelbinding is nie en die rede is daar's net 3 koolstowwe. So as hy hier is hy op die eerste koolstof van die linkerkant af. As ek hom daar gaan skets, is hy op die eerste koolstof van die regterkant af. So ek hoef nie regtig te gespesifiseer het waar die dubbelbinding is by die naam nie, want dit is nie 'n dubbelsinnige geval nie. So ek gaan hom sommer hierso tussen nommer 1 en 2 sit. En dan dieselfde reël geld vir die metiel. Hulle sê ook nie waar die metiel is nie, maar onthou, die metiel is 'n takkie. Die enigste plek wat jy hierdie ding kan vertak is op die middelste koolstof. Kan jy 'n metiel gaan skets. As jy daai metiel takkie gaan skuif na die koolstof op die punt toe, dan gaan dit eintlik die ketting langer maak. Dan gaan dit nie meer 'n prop 1 wees nie, maar 'n but 1 met 4 koolstowwe. Ok, so dan gaan maak ons net gou-gou hom vol met ons haas. So daarso het hy dan nou 4, daai het reeds 4, daai kort nog 3 en dan my metiel takkie kort haas. Derde een waarna ek gaan kyk is 4 etiel 3 metiel 2 hekseen. So 4 etiel is 'n takkie, dan het ons 3 metiel is nog 'n takkie en dan het ons 2 hekseen. Ok, so stap vir stap van agteraf. 1 sê vir jou, dit gaan 'n dubbelbinding wees. Heks sê vir jou 6 koolstowwe. Daai 2 is vir die dubbelbinding, so hy gaan vir jou sê waar die dubbelbinding lê. Dan 'n metiel is 'n takkie, 'n CH3 takkie op die derde koolstof. 'n etiel is 'n CH2 CH3 takkie, 2 koolstowwe op die vierde koolstof van die basisketting. So ons basisketting begin ons agter, 6 koolstowwe. So ek gaan hom so maak, 1 2 3 4 5 6 en dan moet ek nou terugwerk. So op die tweede koolstof moet ons alkeen gaan skets. So op die tweede een sit ek met dubbelbinding. Dan het ek 'n metiel op die derde koolstof. So op die derde koolstof gaan ons opsomme en ek sit vir hom daarso 3 haas. Nou dit maak nie saak of jy boontoe skets of ondertoe skets nie, solank hy op die regte koolstof is. Ok? En dan het ons op die vierde koolstof 'n etiel. So op die vierde een gaan ek afgaan en daar gaan ons 'n etiel hê wat 2 koolstowwe is, né? So daarso is hy CH2 CH3. En dan het ek nou basically alles gedoen wat in die naam was, so nou kan ek hom net gaan volmaak met haas. So hierso voor kort hy dan nou nog 3, daai het reeds 3, so daar is sy vierde een, daai het 3, daar is sy vierde een, daai kort 2, daai kort 3. Nou vir alles wat takkies bykom, dan begin hierdie haas nogal redelik bots met mekaar, dan begin hulle so 'n bietjie inmeng. So jy kan daai takkies gaan langer skets,
So jy kan byvoorbeeld daai CH3 verder teken daai binding bietjie langer of teken daai binding bietjie langer. Ek het nou net nie lekker baie spasie hier gehad nie. So teken die takkies ver van die hoofketting af, dan behoort jy genoeg plek te hê om al jou haas in te pas. OK. Dan kyk ons na nommer 4. Nommer 4 gaan ons doen methyl etanoaat. So ons begin agter. Wat sê die oaat vir jou? Dit gaan 'n ester wees. Onthou 'n ester is iets eel, iets anoaat, né? So daarso gaan ons sê dit is 'n ester, dis wat daai vir ons sê. En dan die etan, et is 2 koolstowwe en methyl is 1 koolstof. Onthou, die struktuurformule vir 'n ester het ons daai suurstofbrug in die middel, daai funksionele groep is 'n suurstofbrug wat so lyk. Dis 'n koolstof, suurstof, koolstof, dubbelband, suurstof. En dan kan die ketting aangaan, reg? En dit het ons by die naamgewing in die eerste video gesê, ek gaan hom daarso split by daai suurstof. So ek gaan nou net eers so maak, suurstof, koolstof, dubbelband, suurstof. En nou wil ons nou die ding net voltooi. So onthou, die dubbelband kom tweede, so die tweede ding wat genoem is die etan. So daarso gaan ek dan 2 koolstowwe sit en hom dan nou net gaan volmaak met haas. En voor was dit 'n methyl wat 1 koolstof is wat reeds daar is, so ek gaan hom net voltooi met haas. OK. Onthou wat ek daarso gewys het, ons split hom daar by die suurstofbrug, dan tel ons, hierdie kant is 2, 2 is et. Hierdie kant is 1, 1 is met. En die 1 kom eerste, reg, die een wat nie die dubbelband O het nie, die dubbelband O kom tweede, so daarso gaan jy sê dis methyl etanoaat, as jy van die struktuurformule af by die eieplek naam moet uitkom. OK, dan gaan ons kyk na nommer 5. Nommer 5 gaan ek doen 5-etiel 2,2,4 trimethyl heptaan. So, klink nogal intimiderend, né? So ons begin net agter. Aan sê vir jou, dis enkelbindings. Hept sê vir jou 7 koolstowwe. Dan het jy methyl. 'n Methyl is 'n CH3 takkie. Wat beteken die 3? Daar's 3 van hom. Daar's 3 methyle, né? En waar sit hulle? Op die tweede en vierde koolstof. Dan het jy ook 'n etiel. Etiel is CH2 CH3 en hy sit op die 5de koolstof. Reg. So van agteraf werk jy vorentoe, dan is dit baie makliker om hierdie goeters uit te figure. En as jy maklik van die naam af by die struktuurformule kan uitkom, is die teenoorgestelde baie makliker om van die struktuurformule af by die naam uit te kom. So ek sou voorstel as jy hierdie gaan oefen, doen eers hierdie. Doen eers name na struktuurformules toe, voor jy struktuurformules name toe probeer vat. As jy hierdie goed onder die knie het, dan is dit baie makliker. OK. So ons begin agter 7 koolstowwe, 1 2 3 4 5 6 7 en dis 'n gewone alkaan, so al is enkelbindings. Dan het ons 3 methyle op die tweede en die vierde koolstof. Let net op, ek maak daai armpies net so bietjie langer. Ons gaan probeer om nie ons haas te laat bots nie. So daarso het ek dan nou 2 2 4 3 methyl en op die 5de een 'n etiel. So daar is 1 2 3 4 5. So op die 5de een moet ons 'n CH2 CH3 hê. Reg. En dan kan ek nou net eers hulle haas gaan bysit. Wat vir ewig vat. En dan tik jy van agteraf af. So jy het 'n alkaan geskets met 7 koolstowwe. Jy het 3 methyle geskets op die tweede en vierde koolstof. Jy het 'n etiel op die 5de koolstof. Reg, so jy kan dit so gaan aftik. Maak seker jy mis nie iets iewers nie. En al wat jy nou hoef te gaan doen is net die basisketting te voltooi. So ek kan nou hierso, daarso net 3 haas bysit, daai net klaar 4, daai net 4, daai kort 1 1 2 en 3. En dan kan ek nou net haas gaan bysit. OK. Nou voor ek aangaan met die volgende een, wil ek net vir julle wys
wanneer jy nou hierdie struktuurformule se naam moet gaan gee, is die eerste reël ons soek die langste ketting, reg? Nou ons het gesê hierso is 7 koolstowwe. Nou die enigste manier hoe jy daai 7 kan tel. Kom ons kyk as jy hier begin soos wat ek hom gedoen het 1 2 3 4 5 6 7. As ek hier begin is dit 1 2 3 4 5 6 7. So ek gaan hom nou net so ook benoem. Kom ons kyk wat gebeur dan. So as ek dan nou hierso so omgaan en daar opgaan en weer afkom en so teruggaan, dan is dit 7 koolstowwe, né? 1 2 3 4 5 6 7. Maar gaan dit nou impak op die naam omdat ek nou 'n ander basisketting gekies het. So kom ons kyk. Hierso gaan ons dan nou sê daar's 'n metieltakkie, daar's 'n metieltakkie, hier's 'n etieltakkie en hier's nog 'n metieltakkie. OK? Ons naamgewing gaan hierso wees 1 2 3 4 5 6 7. So op die tweede en weer op die tweede en op die vierde koolstof het ons metiele. En op die 5de koolstof het ons 'n etiel. So die naam het nie verander nie. Onthou wat ek gesê het, dit is 'n 3-dimensionele molekuul. So die oomblik as jy hom gaan begin roteer en gaan draai, gaan jy eintlik presies dieselfde naam hê as wat jy gehad het. So moenie dink jy's verkeerd as jy en jou maatjie langs jou se basiskettings verskil of so nie. Die naam behoort op dieselfde ding uit te kom of een van julle is verkeerd. Reg. So daar is nie 'n reg en 'n verkeerd vir die langste ketting nie. Solank jy die langste ketting weet het, sal die naam reg wees. OK, so by nommer 6 gaan ons kyk na 1,1,2,2 tetrafluoroetaan. So van agteraf, aan sê vir jou, dit is 'n gewone alkaan met enkelbindings. Et sê vir jou, daar's 2 koolstowwe. Fluoro beteken gewone fluore, né? En tetra sê vir jou, daar gaan 4 van hulle wees op die eerste, tweede en tweede koolstof. So ons begin agter, ek gaan 2 koolstowwe skets met hulle 4 armpies. Dis 'n gewone alkaan, so daar's net 'n enkelbinding. En dan het ek fluore op die eerste een, die tweede een en die tweede een. En dan maak ek hom met vol met H's. Nou dis baie belangrik dat jy hierdie nommers gaan gee wanneer jy jou IUPAC-naam beskryf, want jy kan byvoorbeeld daai fluor op die punt gesit en dan was dit 1,1,1,2 tetrafluoroetaan. Reg, so die oomblik as dit dubbelsinnig is, die oomblik as daai goeters iewers anders ook kan voorkom, dan moet jy gaan spesifiseer waar dit was. OK. Nommer 7 gaan ons kyk na 2-butanoon. So, oon sê vir jou, dit is 'n ketoon. Hoe lyk 'n ketoon? Dis 'n C-dubbelband O met 2 C's weerskante. Onthou hy is nie op die punt nie. 'n Aldehied is hy op die punt, dan skets jy die funksionele groep net met 'n gewone H langs die kant, né? Butan sê vir jou, daar's 4 koolstowwe en die 2 sê vir jou waar daai dubbelbinding gaan wees. So ek gaan 4 koolstowwe maak en ek gaan op die tweede een my dubbelband O sit en dis al, dan gaan ek hom net voltooi met H's. Nou, tegnies is hierdie 2 wat hulle gegee het nie nodig gewees nie. As jy die IUPAC-naam gaan skryf, gaan jy nie die 2 noem nie. Jy gaan net sê butanoon. En die rede is, as daar 4 koolstowwe is, waar kan die dubbelbinding O of die dubbelband O voorkom? As ek hom hier sit, is hy op die tweede een. As ek hom daar sit, is hy ook op die tweede een van die ander kant af. Die oomblik as ek hom op die punt sit, dan is hy nie meer 'n ketoon nie. Dan sal dit butanal geword het, want dan word hy aldehied. So daar is net een vorm van butanoon, so daai 2 is eintlik nie noodsaaklik nie. Jy sou nie dit moes genoem het vir die IUPAC-naam nie. OK. Nommer 8 gaan ons kyk na 2,3 dimetiel 2-penteen. So ons begin agter. 1 sê vir jou, dis 'n alkeen met 'n dubbelbinding. Pent is 5 koolstowwe. Daai nommer 2 sê vir jou die dubbelband sal op die tweede koolstof sit, né? Metiel is 'n CH3 takkie. Die sê vir jou daar's 2 van hom en waar sit hulle? Op die tweede en op die derde koolstof. So met ander woorde, ek begin agter 5 koolstowwe, 1 2 3 4 5. Nou gaan ek op die tweede een 'n metiel sit en op die derde een 'n metiel sit. So dis my 2 CH3 takkies. En dan gaan check jy net wat jy als gedoen het. So jy het die alkeen 5 koolstowwe op die tweede een sit die dubbelbinding. Dat het ek hom vergeet, jy sien. En dan metiel is CH3. Die sê vir jou, daar's 2 van hulle op die tweede en op die derde koolstof. En dan gaan maak ek hom net klaar. So gaan check altyd daai naam, tik dit so af, stukkie vir stukkie, en maak seker jy het alles, want as jy een dingetjie vergeet het, is dit verkeerd. Want jy kry nie 'n gedeeltelike punt vir, jy het die metiel genoem, maar jy die etiel vergeet of so iets nie. Die ding is of reg, of hy is heeltemal verkeerd. OK. En gaan tel jou armpies, maak seker al jou C's het net 4 armpies, moenie ekstra H gaan bysit nie.
Dan kyk ons na nommer 9. Nommer 9 gaan ons doen 3-chloro-butanal. So, die al sê vir jou, dis 'n aldehied. En wat het ek nou net gesê, hoe lyk 'n aldehied? Dis 'n C-dubbelband O iewers op die punt, né? Met C's langsaan of H's langsaan. En dan nou van daar af, butan sê vir jou, dis 4 koolstowwe. Chloro is 'n gewone kloor op die derde koolstof. So ons begin met ons 4 koolstofketting, 1, 2, 3, 4. En dan het ek nou 'n aldehied, so ek gaan nou my dubbelband O hier op die punt sit somme. En nou moet ek op die derde koolstof my kloor sit. Maar wees versigtig, die derde koolstof is nie hierdie een nie. Want by jou naamgewing moet jy nommer van die kant af naaste aan die funksionele groep. In hierdie geval is die funksionele groep die dubbelband O, wat beteken ek moet hier begin. 1, 2, 3 chloro. Reg, so wees bitter versigtig vir dit. Maak seker jy nommer van die regte kant af, naaste aan die funksionele groep, anders gaan jou kloor op die verkeerde koolstof sit en dan is die hele ding weer eens verkeerd. OK, al my koolstof het dan nou 4 armpies en dis dit. Nommer 10 gaan ons kyk na 4,4 dimetiel 2-pentanoon. So van agteraf, oon sê vir jou, dis 'n ketoon, so dis weer 'n dubbelband O iewers in die middel van die ketting. Pentan is 5 koolstowwe. Op die tweede een sit my dubbelband O. Dan het ons 'n metiel CH3. Die sê vir jou, daar's 2 van hom en dit sit op die 4de en op die 4de koolstof. OK? So van agteraf begin ons met die basisketting. 1, 2, 3, 4, 5. Op die tweede koolstof moet ek 'n dubbelband O gaan sit. So daar soos hy. En dan moet ek op die 4de en op die 4de een 'n metiel sit. So daar soos 4 CH3, 4 CH3. So daar is my metiel takkies. En gaan check eers wat ons als het. Ons het die ketoon gedoen, ons het die pent gedoen, ons het op die tweede een die dubbelband O gesit, ons het die metiel 2 van hulle op die 4de en op die 4de een. So nou kan ek hom net gaan klaarmaak met H's. En soos ek sê, double check hierdie H's. Moenie in 'n gewoonte raak van jy gee net vir al die C's H's nie, tel daai armpies elke enkele keer. En dis dit.